Goeiemôre en baie dankie dat jy hier is. Ons is pynlik bewus daarvan dat baie van julle wat hier is ver gery het en moeite gedoen het om op hierdie vakansiedag hier te kan wees. Daar is van die familie ons stream en daar is van die familie wat so ver as Australië ingeskakel is. Ons sê ook vir julle baie welkom en baie dankie. Ek neem aan dat dit ook 'n baie snaakse tyd sal wees wat nou nie so gemaklik is soos hier nie. As jy kan julle my mooi hoor, daar is hy. Kan ek vra dat julle net julle telefone op sak sal sit, dankie. Kom ons begin met 'n gebed. Here, elke keer as ons 'n roudiens hou of 'n begrafnisdiens, dan sê ons dit vir U. Die mens kan nog in sy verwaandheid waag om sonder U te leef. Maar wanneer die dood oor ons kom, dan is dit 'n ander storie. En dan kom bid ons dat ons bewus sal wees van U teenwoordigheid. Dan word ons weer herinner aan ons broosheid en die tydelikheid van ons bestaan hier op die aarde. Maak ons bewus daarvan en ons kom bid dat U vir ons wonderlik sal seën en dat ons iets van U teenwoordigheid sal ervaar. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het 2 liedere op die pamfletjie wat aan U uitgedeel is. En ons gaan die eerste lied sing. Is 'n bekende lied. 'n Mens hou maar by die bekende liedere, dan kan 'n mens goed saam sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou. Hierdie lied herinner ons daarvan dat alles wat ons is, wat ons het, kom uit die hand van die Here. Kom ons sing lied 464. O
te sien. Wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, die grote naam. O heerlik Heer, die grote naam. Dit is my gewoonte om by so 'n geleentheid vir die familie te vra vir die teks wat ons gaan oordink en saam met ons huis toe vat. En die familie het gekies op die bekende woorde van Paulus se brief aan Timoteus. Hy het 2 briewe vir Timoteus geskryf. Ons sal 'n bietjie meer in detail daaroor praat later. En dan lees ek vir julle uit die 2de brief aan Timoteus, hoofstuk 4, die eerste 8 verse. Ek beveel jou voor God en voor Christus, skryf Paulus aan Timoteus, om hom riglyne te gee oor sy lewe en sy werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf en bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding en doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, sê vers 6, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Kom ons lees net tot daar. Ek trek weer 'n streepie onder die teks 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 7. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. 'n Mens kan geneig wees om vanuit tradisie, uit kultuur, uit gewoonte uit. Ek het dit van my ouma gekry en van my ma af, en ons doen dit ook maar so, en ons druk dit op ons kinders om dieselfde te doen. Maar tog is dit belangrik dat 'n mens weer van tyd tot tyd en in elke generasie weer die vraag afvra, hoekom hou 'n mens 'n begrafnis, of hoekom hou jy so iets soos 'n roudiens? Wat is die doel van so 'n geleentheid? Hoekom sal jy van die werk af wegbly? Hoekom sal jy 'n klomp mense roep, die kerk oopsluit en dan so diens hou vir so 'n geleentheid? Nou daar is kerke wat bepaalde rituele doen by 'n begrafnis of by 'n roudiens.
veral by 'n begrafnis waar jy te doen het met 'n kus en so meer. En dan sal hulle rituele hê, soos byvoorbeeld heilige water spat bo op die kus. En ek het 'n bietjie gaan oplees daaroor. En die tradisie is dat dit 'n terugverwysing is na die sprinkel van die doop, toe daardie baba opgeneem is in die kerk, soos mense dit in bepaalde teologie verstaan, en dan wanneer die persoon oorlede is, en dan uitgaan as te ware uit die kerk in die ewige lewe, om weer hierdie ritueel dan te doen, om met heilige water te spat, sodat daar die hoop is om hom in te vat en in te lei in die ewige lewe. Nou ongelukkig het ek bietjie rondgeblaai, moet ek sê dat die Bybel ons nie baie hiervan vertel nie, trouwens glad nie sodanige idee of 'n opdrag of riglyne of beloftes gee nie. Die Bybel vertel vir ons dat toe die Here Jesus dood is sy liggaam eenvoudig van die kruis afgehaal, en toe ek by die gevangenis was, is doodstraf toegepas deur mense op te hang aan 'n galg. In Amerika is daar plekke wat hulle mense elektries doodskok of dan inspuitings gee. En so het die Here Jesus doodstraf ontvang aan die kruis, het hulle sy liggaam van die kruis afgehaal en hulle het hom in die graf gaan plaas, wat daardie tyd maar spelonke was, of grotte, as jy dit so kan stel. En die salwing wat hulle gebring het, was bloot, as ek dit nou so plat mag stel, vir die ruik wat dood afgee, om dit 'n bietjie te temper. So, die punt wat ek wil maak is, dat dood, hoe hard en verskriklik dit is, want dit is vir ons wat jonk is en in die lewe is 'n verskrikking, is 'n totale einde van die lewe op aarde. Soos wat die Bybel dit ook inderdaad sê, dat die liggaam teruggaan na stof toe. As ons plek in die Bybel lees van opstanding, dan is dit werklik, kom ons noem dit 'n onnatuurlike ingrype van God, soos wat hy vir Lazarus uit die graf uitgeroep het. Die vraag is dan, as dit dan so die einde van alles is, en dat daar eintlik niks is wat jy na die afsterwe kan doen nie, hoekom hou ons dan nog 'n kerklike begrafnis of 'n roudiens? As ons dan weet dat 'n begrafnis self geen invloed of geestelike ingrype het op die oorledene self nie, as ons die Bybel reg verstaan, dan kan ons sien dat die begrafnisdiens of die roudiens wat ons vanoggend doen, het nie te maak met die oorledene nie, maar met jou en my wat agterbly, wat betrokke is in 'n meerdere of 'n mindere mate. Baie mense kom ampsgalwe, ander kom omdat dit familie is, en ander kom omdat jy totaal devastated is, omdat dit jou ma is, dis jou suster, dis jou mens wat oorlede is, en dit 'n geleentheid is om closure te kry, soos ons in die Engels sê, om afsluiting te gee en 'n geleentheid om te groet. Daarom streng gesproke, hoef dit nie in 'n kerk plaas te vind nie, dit hoef nie deur 'n dominee plaas te vind nie, dit kan selfs sonder of buite die kerk plaasvind, maar vir gelowiges is dit 'n geleentheid om 'n paar dinge te doen, en dis hoekom dit belangrik is dat ons met mekaar daaroor gesels. In die eerste plek is 'n roudiens of 'n begrafnisdiens net weer 'n onderstreping daarvan dat ons nie vir ewig lewe nie. Dat ons lewe hier op aarde, hoe fiks en gesond jy is, of jy nog rugby speel, of jy atletiek doen, of jy jonk en sterk is, ongeag ouderdom, lewe ons tydelik, 'n tydelike bestaan op die aarde.
So elke keer as ons breed tot stilstand in hierdie lewe of in hierdie, ek wil amper sê in hierdie wedloop, tot stilstand geruk word deur die dood, is dit dat ons weer moet net besef en verstaan dat ons is nie altyd hier op die aarde. Dat ons lewe in die tweede plek bloot pelgrims is. Pelgrims beteken eintlik mense wat in tente woon en dan hier bly en daar kamp en dan soos ouens wat draadspan op, soos ouens wat paaie maak of langs die pad bly of kontrakwerk doen, dat jy letterlik daar gaan bly waar jou werk is en dat jy verplaas van een dorp na die ander of van een plek na die ander is. Die derde plek is dat lewe en dood is die hand van die Here. Ek weet dat daar baie mense is wat dit probeer voorspel. Met so leefwyse kan jy 100 jaar oud word. Met so leefwyse gaan jy nie lank word nie. En dan elke keer is ons, soos in Karin se geval, totaal uit ons sokkies uitgeruk. En mense sal sê, maar dis ontydig, dis jong. Kinders wat doodgaan, of jong mense wat doodgaan. Hoekom en waarom? So ons kan nie met tyd speel nie, omdat dood enige tyd kan ingryp. En dit bring ons by die vierde plek wat baie belangrik is, en dit is daarom. Of jy 'n dominee is en of jy in die kerk is en of jy glad nie kerk toe gaan nie, of glad nie 'n gelowige is nie. Wat elkeen van ons moet weet, dat jy moet gereed wees om enige tyd, enige dag, enige oomblik God te ontmoet. Of jy hom ken en herken, of nie ken of herken nie, maar jy gaan gekonfronteer word met God self, enige oomblik. Vir die gelowige en die ou wat die pad gestap het met die Here, beteken ook wanneer mense hartseer is oor jou ma wat oorlede is, oor jou suster wat oorlede is, oor 'n tannie of 'n neef of wie ook al oorlede is, dat ons in ons hartseer hierdie belofte het, dat as ons aan God behoort, dat ons die opstanding en die ewige lewe het, en dat hierdie belofte vir ons in die woord gegee word. En die laaste een is ons so dankbaar vir elkeen wat hier is, want familie, en dis hoekom ons aan 'n kerk behoort, dat ons mekaar kan ondersteun en vertroos. Die feit dat julle hier is, en dat Madeleine en Harm en Christine nie alleen hierdie pad loop nie, is net om dankie te sê dat julle 'n tyd maak om weg te bly van die werk af, weg te bly van jou huis af, om te kom, om tyd te maak, om vir mekaar te troos en 'n hand te gee, en sommer net tyd aan mekaar te spandeer. Dus, 'n begrafnisdiens of 'n roudiens soos wat ons nou hier op die oomblik het, is dus nie oor die oorledene nie, maar dit gaan oor jou en my wat hier is vanoggend. Wat maak Karin se lewe en afsterwe binne minute onverwags? Wat maak dit aan jou en my? Is ons gereed daarvoor? Nou, as ons hierdie teks wil verstaan, sodat dit vir ons 'n troos kan wees, is dit bietjie belangrik dat ons na Paulus se lewe kyk. Nou, toe Paulus hierdie woorde geskryf het, dat ek 'n wedloop hardloop en dat ek die wenstreep bereik, klink dit so maklik, en dit klink so goed, en dit klink so mooi. Dis amper om soos na 'n opera of na 'n konsert of na 'n fliek of na 'n rugbywedstryd of na iets te gaan. Dit lyk so gemaklik, dit klink so mooi, maar ons is nie altyd bewus hoeveel ure en ure en ure se inoefen en groei in daardie ding vooraf gegaan het nie. So hierdie teks wat Paulus hier skryf, het vooraf gegaan met 'n
male inoefen. Harde werk, harde lewe. Ekskuus tog. Nou kom ons kyk, wat sit agter hierdie teks? Ek lees vir jou by 'n ander geleentheid dat Paulus skryf aan die Korintiërs, aan ander gemeente skryf hy. Hoor wat sê hy? Ek het harde gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe. Nee, dis nie 'n 6 houtjies met 'n ligte rotang nie. 39 houe gekry. Baie keer is hulle geslaan met gesels. Dit beteken hakke wat hulle vooraan die sweep gesit het. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei. Hy was op 'n boot op pad iewers heen en het die boot gesink. En 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere wat hy moes deur en dat hy kon verdrink en wegspoel. Gevare van rowers, want baie rowers het geweet dat mense wat reis het geld by hulle het hulle besittings by hulle, soos wat dit ook maar vandag is, as iemand gaan draf of op toer is, dan word hulle aangeval vir hulle fone en vir hulle sakgeld. Gevare van volksgenote en gevare van heidene. Mense wat vreemdelinge is, wat my aangeval het, maar ook my eie mense. Gevare in die stad en gevare in die veld. Want as ek in die veld slaap, kan ek deur 'n wilde dier opgevreet word. As ek in die stad iewers onder 'n brug of in 'n park slaap, kan ek aangeval word deur rowers. Gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors. Onthou hulle het nie met motors gereis nie, hulle moes maar loop van dorp tot dorp. Jy kan jou indink as jy van Gobabis af Windhoek toe loop, hoe lank gaan dit vat en hoe warm en dors en honger jy langs die pad kan kry. En dikwels was ek sonder kos, sonneskuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor kerke en gemeentes. Wat hy hier nie noem nie, wat ons ook van weet, is dat op 'n stadium het Paulus gesê dat ek 'n geestelike stryd het, dat daar 'n doring in my vlees is en dat ek met die Here dit uitworstel en hy dit nie vanaf wegvat nie. So as jy kyk na Paulus se lewe wat hierdie teks skryf, is die agtergrond daarvan erg hard, moeilik. En dan sal ons die brief nog beter verstaan as ons weet hoekom hy die brief skryf. Hy skryf dit aan Timoteus. Hoekom? Want Paulus het geweet, die uurglas het vir hom uitgeloop. Dit is baie interessant dat toe ek vir lang tyd in Tygerberg Hospitaal gewerk het, en deur die jare my bediening geloop het, het ek 'n bietjie so 'n onoffisiële navorsing gedoen, en agtergekom dat mense tog in 'n mate 'n aanvoeling het wanneer hulle doodgaan. Of hulle sal nie vir jou sê ek gaan dood nie, maar dis asof hulle 'n dinge begin sê en doen wat 'n einde van hulle lewe of die uurglas. Ons het in ons familie 'n neef gehad wat ook skielik so oorlede is. Die familie was heel verbuisterd. Hy het nog gewerk, hy was nog spontaan aktief en goed. En toe hulle by die huis kom, het die seuns baie ontsteld gesê, ons kan nie in pa se rekenaar ingaan nie, ons ken nie sy paswoord nie. En toe die seun die laai oopmaak,
toe het pa begin om alles neer te skryf. Dis my paswoord, dis my rekeninge, dis die pad wat julle moet doen as dit die einde is. So daar's sekere goed wat 'n aanduiding begin gee, en net so het Paulus 'n aanduiding begin gee as hy sê, my uurglas het uitgeloop, en hy het sy bedieningsstokkie as 'n dominee of as 'n geestelike werker, het hy oorgegee aan 'n jong, onervare Timoteus. Al wat Timoteus gehad het was, dat hy 'n ouma en 'n ma gehad het, wat vir hom die Bybel en die evangelie van Christus vir hom saam met moedersmelk en saam met sy kos gegee het, soos ons gewoond is om te bid as ons eet, is hy groot gemaak, en soos ons noem in die vrese van die Here. En het hy by sy ma en sy ouma die liefde van God saam met sy kos en versorging ingekry. En dan skryf Paulus en sê, Timoteus, jy moet by my oorvat. Jy moet by my oorvat. En onthou, dis nie 'n maklike pad nie. Dis swaar tye kom, skryf hy. Nou begin ons al verstaan waaroor die teks gaan. Hoekom? Want mense gaan afvallig word. Hulle wil nie die waarheid hoor nie. Hulle wil hulle eie begeertes gebruik. Daarom sal jy ook sien dat mense soms die kerk en die Bybel en God gebruik, nie om hom te eer nie, maar dat ek goed kan doen. Dat ek 'n werk het, dat ek goeie geld het, dat dit met my goed gaan. So selfs my godsdiens word 'n greediness. Ek wil hê, en ek wil net gelukkig wees hier op die aarde. En dan skryf Paulus, dit soos mense se mentaliteit gaan wees, dit soos mense gaan wees. Hulle gaan net kerk toe gaan as dit hulle pas. Hulle gaan net bid en hulle gaan net Bybel lees wanneer dit pas. Hulle gaan net na God toe hardloop as hulle wil trou of begrawe word, of as hulle in die nood is, of hulle werk verloor het, of in die moeilikheid is, in die tronk beland of siek raak, dan gryp hulle na God. Maar jy, Timoteus, hou aan. Moenie dat dit jou afsit nie. Moenie teleurgesteld word nie, moenie depressie word nie, moenie spoed verloor nie, moenie opgee nie. Gaan aan in die bediening. Hoekom? En dan kom hy met die troos. Want ek het deur hierdie dinge gegaan. Skipbreek, rowers, geslaan, in die tronk. Maar ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig eindtyd volgehou. Dis daai gevoel as jy gym toe gaan. Niemand is lus om gym toe gaan nie, behalwe as jy weird is. Maar as jy gym toe gaan en jy kom daarvan af, of jy te wedloop gehardloop en jy kry jou medalje, dan voel jy goed. En dan staan, wanneer jy jou medalje of jou oorwinningskroon kry. Ek kan nie help om te dink dat Karin in hierdie pad gepas het nie. Die lewe was nie vir haar aldag lekker en gemaklik nie. Ek dink sy het baie grondpad gery. Rof, uitdagend, soms in sand vasgeval. Ek dink die ergste van haar lewe was, vermoed ek, is die alleenpad wat sy geloop het. Ja, sy het haar kind en haar susters en haar mense by haar gehad, sy haar suster en haar 2 broers, maar in haar wese was sy 'n alleen mens. My pad met haar het 'n kort pad geloop. Ek het haar ontmoet op julle troue. Ek het van Madeleine Harmale getrou en ek het haar daar vir die eerste keer ontmoet. En dis 'n gemaklike plek om te ontmoet. Ons is almal fancy aangetrek en ons is in 'n jeuglike situasie. Maar waar ek eintlik vir Karin ontmoet het, is by die siekbed van Hanlie van Helsdingen, wat skielik ernstig siek geword het. En dit was Karin se lewe, om mense wat alleen is, alleen in hulle siekte is, alleen in hulle nood is, te kom bystaan
want sy ken dit. Sy weet wat dit is. Wat my opgeval het van haar is, elke keer as ek daar kom, het my mond oopgehang, is die empatie. Ons het simpatie en empatie. Simpatie is om te sê, ag sorry man, jammer om van jou probleem te hoor. Maar empatie is om saam met daai persoon benoud, angstig, gedetermineerd te wees, om saam die pad te stap. Wat my ook opgeval het en wat my verbaas is die gedetailleerdheid van in haar opmerkings. Sy kon vir my presies sê op die uur en die minuut wanneer Hanlie begin beter asemhaal of swakker asemhaal. Sy kon vir my presies sê watter bewegings kon sy watter uur kon sy die arm oplig en nie meer op daai uur het Hanlie nie meer haar hand opgelig nie. En kon sy nog self eet en die volgende oomblik kon sy nie meer self eet nie. En dan ook haar bekommernis oor waantoe loop hierdie pad. Elke spatsel verbetering wat Hanlie gehad het sy vir my in detail kom noem, as ek daar kom. Hier doen sy dit beter, hier het ons aan die son gesit, dit het Hanlie gesê, so het sy gemaak en so gemaak, maar sy het ook elke asemteug, het sy gesê, ek het getel, hoeveel keer sy asemhaal per minuut, tot die einde toe. Die nag 2 uur, toe Hanlie weg is, het ons vir Hanlie toegedraai en baie gesukkel om haar te vervoer te kry. Het Karin eenkant toe gegaan en gehuil oor Hanlie. En toe het sy haar oë afgevee en gesê, wil julle koffie? En sy het vir ons gaan koffie maak. So, Karin het nie net die wedloop geloop tot by die lyn nie, sy het oor die lyn gegaan en gesê, nou hou ek op met huil, en nou maak ek vir julle koffie, want julle kry swaar. So, dit is die pad wat Karin my geleer het om 'n wedloop te loop. En toe die einde vir haar pad kom, heeltemal te jonk vir die dood, sou ek sê, wat maak sy? Sy ry nog saam met Madeleine Windhoek toe, en sy kom terug vir 'n nuwe lewe, en sy voltooi haar pad, selfs sonder om te groet, want julle moet aangaan, en sy gee die stokkie oor, net soos Paulus vir Timoteus gesê het. Jy het nie teologiese opleiding nie, jy het maar godsdienst by jou ma en pa geleer, maar you're good enough, jy's goed genoeg, jy kan maar gaan, en dan vat sy die pad. So is Harm en Madeleine sterk genoeg om die stokkie oor te vat. Die tyd het gekom dat die arendkuiken uit die nes geskop word, partykeer met geweld, en jy raak totaal paniekerig, wat nou? Maar sy het geweet, dis tyd dat jy moet aangaan. En dan onthou elke stukkie detail, die asem, die beweging, die aanraking, die koppie koffie, is 'n lafenis en 'n versterking en 'n hoop. Sy was vir my soos iemand wat die waterpunt hanteer by 'n wedloop, aan uitasem en vol krampe en pyn atlete. Nee, Karin het nie saamgehardloop nie, sy was soos Jakob op die heup geslaan. Maar sy het by die waterpunt gestaan en sy het water aangedra vir die ouens wat die hardloopwerk doen. Ek wil afsluit en vra, hoe hardloop jy wedloop sonder 'n waterpunt? Hoe hardloop jy 'n wedloop as Karin nie meer daar is met 'n koppie koffie of iemand wat jou asem tel of met die water nie? Natuurlik voel jy paniekerig.
Natuurlik voel jy eensaam en alleen, soos 'n arendkleintjie wat uit die nes geskop word. Maar die Here weet, en Karien weet, dis tyd om op jou eie te gaan. En jy het alles wat God vir jou gee, om die pad alleen te stap. Strek net jou vlerke uit. Vat dit wat jy het. Die Here het jou goed genoeg geskep om dit te kan doen. Jy het alles reeds vir die wedloop, om julle eie wedloop te loop. Harm, Madeleine, Christine, en hulle wat vir ons luister. En weet jy wat sê Paulus? Jy kan nog wen in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. En nou bid ons Here vir onsself. Ons wat by hierdie roudiens is, en wat uit mekaar het gaan, sonder iemand wat na ons kyk, wat vir ons water aandra, koffie aandra, en ons kom bid, dat ons vertroue en geloof in U sal hê. U gee ons alles wat ons nodig het, om in hierdie grondpad wat ons moet ry en loop, te kan nie net oorleef nie, maar as wenners uit die stryd uittreë. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. As vir ons nog 'n lied 519, wees stil en weet, ek is die Heer. Dis ons troos, en dit is ons hoop, ook by 'n roudiens. Ons wil graag 'n geleentheid gebruik om die mense wat nie hier kan wees nie, om ook hulle stem te hoor in die troos en die bemoediging en die bystaan van Madeleine, Harm en Christine. Ek lees vir julle so 'n paar van die boodskappe wat na ons toe gestuur is. Heel moontlik is julle ook saam met ons op sosiale media. Ek begin met Pierre. Hy is 'n neef van Madeleine, Christine se seun, en hy skryf: "Baby, jy was by my van kleins af, altyd daar vir my en altyd na my gekyk. Ek onthou ek moes altyd jou naels geverf het by die Windhoek swembad.
Ek het van kleins af gevoel ek moet jou altyd beskerm en na jou kyk soos 'n ma en ek wens ek kon daar gewees het. Ek is en sal altyd baie lief vir jou bly. Jy's te gou weg van ons af, gevat en ek sal dit nooit verstaan nie. Maar ek glo en vertrou dat die Here jou nodig gehad het. Baby, hou hulle besig daar in die hemel in rus en vrede, my vriend, my suster, my ander ma, lief vir jou, Pierre. Dan saam met Pierre het Boetie Etienne ook geskryf. Aan baby, ek kon nie vir 'n beter tannie gevra het nie. Jy was iemand wat enige iets dag of nag vir jou familie sou doen, soos ons nou so pas gehoor het. Jy het altyd die klein dingetjies in die lewe gekoester en was iemand met 'n glimlag permanent op haar gesig. Babytjie, dankie vir die tannie wat jy vir my was. Liefdevol, ondersteunend, altyd daar vir 'n geselsie en soos 'n beste vriend vir my. Dankie vir al ons lekker visvangtrippies en geselsies. Ek kan nog steeds nie glo ek het jou verloor nie en ek dink ek gaan dit vir lank nie kan glo nie. Lief vir jou babytjie, rus sag, Etienne. En dan Pierre en Etienne se pa Ouboet skryf, ek was nie net jou Ouboet nie, ek was jou chommy. Ons kon vir ure grappe maak en lag oor simpel goed en dit is wat jou so spesiaal gemaak het. Soos ons ook genoem het, daardie klein dingetjies. Daar was net ander band tussen ons twee, band wat pelle het en kon lag vir simpel dinge wat ander mense nie altyd verstaan het nie. Dit gaan nooit weer dieselfde wees sonder jou nie. Maar 40 jaar se herinnering van 'n pel, maltrap en haar koppige skoonsister sal ek altyd koester. Rus sag my chommy, ek gaan jou baie mis. Ouboet. Dan skryf Madeleine, mamma, ek weet nie eintlik wat om te sê nie, want woorde kan nie beskryf hoe ek voel nie. Dit voel asof 'n deel van my afgeskeur is. Ma was vir 'n beter persoon as ek. Waar ek buierig is, was ma pure sonskyn. Mense was ma se passie en ma het empatie gehad vir almal wat oor ma se pad kom. Ma het dit geniet om te luister na ander se stories. Ma was een van movies se sterk vrou wat ma en pa moes speel en ek kan nie dink aan 'n beter ma vir my nie. Ons het soveel avonture gehad om na uit te sien en ek het nie 'n klou hoe om hulle aan te pak sonder ma nie. Ek gaan ma ontsettend baie mis. Ek het 'n leeftyd wat voor lê want God het sy mooiste blom kom pluk. Ek wens ek kon selfsugtig wees en ma nog 'n bietjie langer by my hê. Dit was te skielik. Ek wens ek kon nog een keer vir ma 'n drukkie gee en sê ek is lief vir ma. Rus sag by die Here se voete, mamma. Ek sal altyd lief wees vir ma, Madeleine. Die laaste een kom van sussie Christine, baby, my hart is so seer en alles voel nog so onwerklik. Ek gaan jou boodskapies en voice notes baie mis. Jy het so 'n groot omgee hart gehad en vir altyd vir almal om jou omgegee, altyd vrolik en vol planne, voluit gelewe. Jy kon ure gesels dat my ore tyd en uit jou maag lag vir die simpelste goed. Vakansies, presente en enige lekker kuier het jou soos 'n kind opgewonde gemaak. Jy het letterlik die dae afgetel. Jou familie was jou alles en jy het soveel liefde en tyd vir elkeen gehad. Ek kon nie vra vir 'n beter sussie nie. Altyd daar met omgee, ondersteuning en liefde. Ek verstaan nog steeds nie hoe alles so vinnig kon gebeur het nie, maar ek hoop jy vertel nou al jou stories vir die engele. Ek is baie lief vir jou en ek gaan jou vir altyd mis, liefde sussie. Ek is nou stout genoeg om te sê, as ek nou alles glo wat hier staan, in die huwelik is altyd mos 'n probleem as die man vir die vrou sê, moenie soos jou ma wees nie. Maar as sy nou weer vol dinge is, dan sê jy, wees soos jou ma. Okay, right. Kom ons kuier.
saam met Karin en in ons afskeid van haar. Loop in die straat met my eie gedagtes, ligte flits, maar ek voel nie die pyn. My voetstappe weer klink in kamers van stiltes, sal iemand onthou wie ek was. As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my hou. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. Ek het gelag, ek het lief gehad, maar het ek ooit genoeg gelos. Dis klaar iets wat oor my voete gly. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my hou. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my hou. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. Ek hoor ek nie die kragtige laag, iets meer as net my naam. Baie dankie. Ek gaan nou vir Paul en Stef vorentoe roep. Julle gaan glo bedankings doen. Wil jy nie saamkom nie, net hy? Okay. Kom hou net sy hand vas, Stef. Marlene het vir my gevra om die bedankings te lees. Okay. Marlene het vir my gevra om die bedankings te lees. Die familie wil graag almal bedank wat vir ondersteuning, gebede, blomme, boodskappe van meegevoel gedurende hierdie moeilike tyd. Dankie ook aan die personeel van Gobabis Medic Center, Nambob, Bank Windhoek, Dominee Dirk, kerkpersoneel en Tannie Sandra en almal wat gehelp het. Ons waardeer opreg al die bystand met reëlings, omgee, liefde van elkeen. Vanoggend toe ek nou ingery het, my vrou kan nie verstaan hoekom ek so stil geraak het nie. Ek wil net vir julle twee sê, julle is kontinent uit mekaar uit. Maar julle, die trooster in julle, die Heilige Gees is in julle. Vra hom, ken hom, hy sal julle vertroosting bring. Hy sal die lig, of hy sal dit lig maak. Hy sal julle harte heel maak. Ken hom, praat met hom, in persoon. My vrou wil net spesiaal dankie sê, soos wat Dirk nou hier gespraat het ons vir Karin belewe by my ma en pa. Die omgee die hart, sy het ons presies gesê, wat die ouers gaan maak, hulle het dit presies gedoen. Nou sal dit aan my lewe nooit vergeet nie. Baie dankie. Ons gaan nou geleentheid gee
om totsiens te sê. Ons gaan nou vir Harm en Madeleine en Christine vra om vorentoe te kom en as 'n laaste groet 'n kersie dood te blaas en dan hierdie kers saam te vat huis toe. Elke keer as jy verlang, steek hom aan en wees soos hy. Om jouself te herinner aan dat ons is die waterdraers in hierdie lewe om mense in hierdie wedloop, nie net jou eie wedloop te wen nie, maar ook te help dat ander die wedloop kan wen. Wil julle vorentoe kom en dan net 'n laaste groet kom sê. Terwyl hulle vorentoe kom, gaan ons na die seën, gaan ons vir almal wat hier is die geleentheid gee. Julle kan dan as julle uitstap, kan julle hier verbystap en dan 'n paar blare ingooi. Ek dink dit is daarso en sommer net hier as 'n finale groet gee. My voetstappen weer klinkt in kamers van stiltes. Sal iemand onthou wie ek was? As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou. As ek môre nie meer is, sal jy oor my help. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net die stilte. Kom ons staan vir die seën. As jy vanoggend gewonder het, hoe loop die pad voorkant toe? Sonnekarrie. As jy hier is net uit amptelikheid uit of in 'n vertroosting, maar self wonder oor waar staan ek met die lewe en die dood, dan wil ek vir jou die seën en die belofte van ons Here en God, die God van lewe en dood, vir jou gee huis toe. En wil ek die Here aanhaal, wanneer hy vir jou sê, die genade van ons Here Jesus Christus, wat gekom het om jou te verlos en skoon te was, onberispelik te maak, die liefde van God, wat groter is as die liefde van 'n ma, die liefde van 'n ouer, en die Heilige Gees wat in jou wil bly en saam met jou loop huis toe, werk toe, stap saam met jou, totdat jy God ontmoet. Amen. Baie dankie, die familie wil hê jy moet nie huis toe gaan nie, om net so 'n kort rukkie by julle saam te kuier rondom 'n koppie tee, as julle klaar hier verby geloop het. Baie dankie.
voetstappen weer klinkt in kamers van stil.